Goeiemôre, dis 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af. En Shabbat Shalom van my. Ja, ek dink ons is in vir 'n interessante bespreking en ons nooi jou regtig uit kom lees saam met ons en luister aandagtig en bring jou insettinge wanneer ons net saam midrash. Vertel vir ons, wat het jy gedink, wat leer jy, wat het jy beleef, wat se getuienis het jy gesien speel uit in hierdie gedeelte wat jy nou sopas dan nou gehoor het wat ons oor gaan praat. Nou ons parasha is baie leg, maar soos ouer gewoonte, het ons 'n psalm wat aan hom gekoppel is. En kom ons luister gou daarna. God in Zion, we come before you with our hearts and hands raised high. If you hear us, won't you come now? Lord, we're anxious for reply. Though we're overcome by our true nature, Lord, your sacrifice covers it all. We, the priestly ones you've chosen, look to you and stand in awe. You are righteous, like a loving father. We, your children, lodged nearby. What a jaw drop, how astounding. At your greatness we must cry. Silent brilliance and sunset beauty, lifting songs of joy and praise to you. Lord, you answer with amazing wonder as you bless us through and through. All your glory pours out like honey till the rivers overflow, blessing those who call you Father, blessing those who call you Lord. You paint the wheat and bring the richest harvest. Every field aglow with waves of grain. You cause the whole earth to cry out in glory. Hallelujah to your name. You paint the wheat and bring the richest harvest. Every field aglow with waves of grain. You cause the whole earth to cry out in glory. Hallelujah to your name. Where you go, Lord, we will follow. Every sunrise, praise to you. What a Savior, holy and righteous. What a Savior, good and true.
So ons parasha se naam is Vayelech, letterlik, hy het gegaan. Hy het gegaan. En dis een van daai parashas wat eintlik jaarliks redelik afgeskeep word. Weet jy hoekom? Want hy word gelees in hierdie periode van tyd en ek gaan dit nou vir 'n bietjie meer verduidelik. Maar jy gaan sien dat die sentrale tema van hierdie parasha gaan wees. Moshe is dan op sy einde. Hy is aan die einde van sy bediening. Weereens, ek dink hy het dit al 'n paar keer gedoen, maar gaan hy kom en hy gaan sy eie mense, sy volk inlig dat hy die beloofde land nie sal binnegaan nie. En jy sal verstom wees, en weer eens gaan jy sien hoekom ek so sê, maar daar sal mense wat wil hê dat, maar Moshe, jy moet saam met ons ingaan. Jy moet. Maar Moshe kom, hy doen net wat Vader vir hom sê, selfs op hierdie laaste dag, dis sy verjaarsdag, dis sy 120ste jaar op aarde, en hy is deur Vader ingelig dat hy nie sal in daai land ingaan nie. En ek en jy moet jouself afvra, hoekom word dit so beklemtoon dat hy sal nie die land ingaan nie, en wat is dit, hoekom is dit, hoekom word hierdie laaste gedeelte dan so half bietjie uitgerek? Sekerlik wil Vader vir ons iets daarmee sê. Jy gaan sien, Moshe gaan beklemtoon dat Jahwe self voor hulle sal gaan. Daar is jou eerste klou, né? Jahwe self sal voor hulle gaan en dat Josua die opvolger sal wees wat verantwoordelik sal wees om hulle in daardie land in te lei. So hierdie sentrale boodskap is baie duidelik. Hoop en oorwinning hang nie van 'n mens af nie. Dit hang af van die getroue Elohim wat 'n belofte vervul. En as ons so kyk na hierdie prentjie, en ons het so 'n bietjie daaroor gepraat, ons gaan nou vir jou die skrifgedeeltes gee, maar kom ons praat net eers oor die prentjie, jy weet. As jy vandag daar moet gaan staan, dan is dit dorre woestynsand wat jy daar gaan sien. Van die een kant wat hulle gaan kyk, na die ander kant toe gaan kyk. Dit is verskriklik dor daar, die stroom is heel wat kleiner en dis meer. Maar die idee is, ek kan net dink, plaas jouself vir 'n oomblik bietjie daar in Moshe se skoene. Ek gaan jou 'n paar keer vra om dit te doen vandag. Plaas jouself in sy skoene. Wat gaan in sy gedagtes aan? Op 120 is sy gedagtes baie, baie helder. En ons gaan in hierdie Shabbat shiur, wat is 'n shiur? Dit is die bespreking, die lering. En hierdie lering bestaan uit 7 alias. Julle sal sien, ons vergeet dit ons weekliks uit die alias, maar die korrekte meervoud in Hebreëus is aliyot. Jy het 1 alia, maar meer aliyot. Gee gou vir ons daardie skrifgedeeltes waarna ons gaan kyk. Die Torah is, leesgedeelte is Devarim of Deuteronomium 31, vers 1 tot vers 30. Die Haftorah is Jesjaja of Jesaja 55, vers 6 tot hoofstuk 56, vers 8. Dan ook Hosea 14, vers 1 tot 9. Joël of Joel 2 vers 11 tot 27 en dan ook Micha 7 vers 18 tot 20. En dan uit die Brit Hadashah of die hernieuwde verbond is dan Matthia of Matteus 18 vers 21 tot 35 en Romeim of Romeine 10 vers 14 tot 18. So hierdie is waarskynlik die kortste parasha. Letterlik, want hy bestaan net uit hierdie een hoofstuk, net hoofstuk 31, nee. Maar wat het alles in hierdie week plaasgevind? Want jy sien, jy moet weet, Yom Teruah, het ons maandag aand het ons dit ingeleid, Dinsdag was Yom Teruah, ek hoop jy die shofar so 'n bietjie geblaas, daai Teruah en al die Shivarim en die Tekiah Gedolah, almal wat ek vir jou gegee het, ek hoop jy het dit 'n bietjie geblaas, in navolging van die opdrag om die shofars dan te blaas. So, saam met Yom Teruah het 'n nuwe jaar aangebreek, ons is nou by 5786, maar die periode tussen Yom Teruah, die fees van trompette, en Yom Kippur wat volgende week gaan wees, hy begin die aand van die 1ste, hy is letterlik donderdag, die 2de Oktober is dit Yom Kippur. En ons het Yom Kippur ook al nogal redelik uitgebrei verduidelik deur die jare.
Maar ons gaan dit nog steeds vier, want dit is een van daardie dinge wat ons moet doen. Maar in hierdie periode van tyd, tussen Yom Teruah en Yom Kippur, dis wat hulle noem Yamim Norahim. Dit is die tyd van inkeer, dis die tyd wat jy 'n diepe ondersoek doen, dis die tyd wat jy werklik waar seker maak dat dit wat in jou hart is, wat Vader volgens sy Torah nie daar wil hê nie daar is nie. So ek het onderneem om vir julle die Al-Ged gebede te gee. Ons doen dit nie vandag nie. Ons sal waarskynlik daarna kyk volgende week, maar dat jy net by dit kan uitkom en dat jy dit bietjie kan self deurbid, deurdink, dat jy kan, veral in die lig van wat ons dan nou vandag oor gaan praat. So hierdie Yamim Norahim, 10 dae van ontsag, 10 dae van inkeer. Dit word ook genoem die tyd van Jakob se benoudheid, as ek reg onthou. Maar dit is 'n oproep vir my en vir jou, om Vader in opregtheid te kom soek. So, jy het gesien in die gedeeltes, in die Haftara gedeeltes, so jy sien, hy praat baie daarvan, die gebeure in die boek van Hosea en Micha, en hy roep dit alles in herinnering. Doen jouself 'n guns en gaan lees daai gedeeltes. Lees dit heeltemal in sy konteks van bo tot onder. Maar natuurlik wat ek ook nie gaan nalat om oor te praat nie, en ek gaan daaroor. Almal gewonder of ek gaan. Moet jy sien, ons wil hier praat oor die gewig van Moshe se woorde. Moshe is die een wat ons vertel het dat ons Yom Teruah moet hou. Moshe is die een wat vir ons gesê het, wel, jy kan maar sien uit die hele Torah uit, die Yom HaZikaron, die dag van oordeel en dies meer. Ons almal weet, waar staan ons met die fees van trompette, want ons het die verwagting dat die shofar gaan blaas en die Messias gaan kom. So ons kan nou nie nalat om dit wat eintlik so half en half nou die groot besprekingspunt was hierdie afgelope 2 weke, waar 'n sekere persoon die verklaring gemaak het dat 'n wegraping, 'n wegname, 'n opname gaan plaasvind en dat hy eintlik dit gedoen het sonder dat hy tweede en derde getuie gehad het, probeer om die skrif daar te gebruik om dit te regverdig. Hier en daar was daar dalk 'n ander profeet wat ook dalk so iets wou kwytraak, dat dit sal nou gebeur op die 23ste en die 24ste van September. En soos wat ons almal weet, ons is almal nog hier en ons het almal geweet dit gaan gebeur. Hoekom wil ek dan nou daaroor praat? Jy sien, want ek kan vir jou dit sê, dan is daar een ding is wat ek weet, is dat môreoggend, op die Sondagoggend, gaan daar heel wat pastore wees in hierdie einste dorp van ons, wat gaan verduidelikings moet gee aan hulle lidmate, die wat vir dit was en die wat teen dit was, en hulle staan in verstomming oor die feit dat dit 'n ding was wat gebeur het, wat nie gebeur het nie. Maak het vir jou sin wat ek vir jou sê, want dit is presies dit. En ek moes myself die vraag gaan afvra, ek wat die Torah bestudeer, ek wat kyk na die afgesonderdheid van Yahweh ons Elohim, as ek gaan kyk na die afgesonderdheid van sy gees, en ek gaan kyk na die seun wat hy gestuur het vir ons, Yeshua die Messias, en ek gaan luister na wat die man verklaar is, en hy het gesê, maar sy Jesus het vir hom gesê, dat dit is daardie datum, en ek dink hy het gesê, het sy gesig gesien op. Hy het 'n ontmoeting met in die visioen sy gesig gesien, yes. Hy het gesê, sy Heilige Gees het vir hom gesê, dit gaan gebeur. Mense, ek gaan nie eers die hele oproep bespreek wat hy bespreek het nie, dit is half onnodig om dit te doen. Waaroor gaan dit vir my? Jy sal sien, deurgaans in die Torah gaan dit daaroor, maar ons doen hierdie dinge om Vader se naams ontwil. Nee, ons hou sy naam afgesonderd. Jou derde gebod van die 10 woorde is, jy mag die naam van Yahweh jou Elohim nie eintlik gebruik nie, en wanneer jy sê, hy het iets gesê wat hy nie gesê het nie, dan is jy besig om sy naam common te maak. En nou weet ons, dat ons sit met die dilemma. Het is duidelik dat die Jesus wat hy van gepraat het, is nie die Jesus van die skrif nie, wat eintlik dan Yeshua is, nee, ons vat dit terug na die Hebreëus toe.
Dis duidelik dat die Heilige Gees wat hy so beklemtoon het, vir hom gesê het, dit is daardie datum en met die mense, wat ook al sy gesprek was. Wat is my probleem met hierdie? Is, hy kan sekerlik sê wat hy wil en mense kan sekerlik na hom luister, want ek hoor hy gaan nou maar net weer dood eenvoudig in sy Fortuner klim en voortgaan en weer nou maar net aangaan en bedien. En die vraag wat ek myself vra is, kan hy in die naam van die wat hy gesê het, dit gesê het, wat dit nie so is nie, kan hy dit verder vir jou enige iets sê? Devarim 18 vers 21 en 22 is bitter duidelik rondom mense soos daardie. Jy sal na daardie profeet nie luister nie. As jy gaan luister en jy gaan kyk wat sê Devarim 13 vir jou, daardie 7 dinge, hy moes, as hy dan regtig die profeet is wat al hierdie goed gehoor het, dan moes hy volgens dit, moes hy die boodskap oorgedra het, maar wanneer hy my lei om ander gode te dien, want dit is 'n valse stelling gewees daai. En hy impliseer eintlik, dis 'n valse Messias, is 'n valse Heilige Gees, dis 'n valse Vader. Dis die hele probleem. My punt is, hoekom vertel ek dit vir die groep waarmee ek vanmôre besig is, want Vader sê, na so iemand sal jy nie luister nie. En hoekom? Want hierdie parasha gaan oor leierskap. Dit gaan absoluut oor leierskap. En wanneer jy daardie rol vervul, en wanneer jy by groepe kom, en glo my mense, as jy gaan kyk na die kommentaar, dan dink mense sê, ja, ons moet hom nou net vergewe. Ek vergewe hom. Ek wil hê, jy moet weet, ek is op rekord, ek vergewe hom. Maar gaan dit daaroor dat, ek is jammer mense, ek wil net nie gehad het iemand moet agterbly nie, of wat ook al. Nee, dit gaan nie oor jou jammerte nie, my vriend. Dit gaan daaroor dat jy moet teshuva. En dis hier waar 'n goeie voorbeeld inkom van teshuva. Keer terug na Jahweh en sy weë. Hoekom was dit vir Yeshua belangrik om lammes weer te laat loop? Want jou bene praat van jou weë, rig jou voete in die rigting van Jahweh, jou Elohim. Yeshua sê, rig jou voete in die rigting van my Vader. As jy wil sê, hoekom noem jy my goed? Daar's net een wat goed is en dis my Vader. Gaan kyk na daardie. Keer op keer, selfs nadat Yeshua opgewek is en opgevaar het, het die disippels ook gegaan. Die man daar wat by die tempel gelê het, 38 jaar lang verlam, vir hom die vermoë gegee om te loop, want hy is lam. As jy lam is, kan jy nie tempel toe gaan nie. As jy nie tempel toe kan gaan nie, kan jy nie voor Vader verskyn nie. Dis die erns van hierdie woorde. Verstaan jy? Hierdie man het nodig om sy weë, daai verlammendheid van wat hy ook al gesê het, van ontslae te raak, en dit doen hy deur sondebelydenis, dat hy Vader se naam verkeerd gebruik het, dat hy die naam van Yeshua in oneer gebring het, en dat hy die Ruach HaKodesh eintlik dan nou hier bedroef het. Nee, goed aan hom toegeskryf het, wat nie syne is nie. Dis duidelik nie syne nie. Maar gaan lees ook Esegiel 22, sê uitdruklik, hulle praat dinge wat hulle nie van my af gehoor het en namens my praat nie. Presies, en hulle gaan En dis 'n vals profeet. en hulle gaan steel daai woorde by ander profete. Ja. Goed, so having said that, nou sê ek die volgende. Vergewe? Ja, ek vergewe hom. Maar die vereiste dat hy doeteenvoudig agter die mikrofone en van die platforms en die verhoë af moet bly, dit is so. Want ek moet vir jou sê dat enige persoon in die geskiedenis nog, wat Vader so verkeerd represent het soos wat hy gedoen het, van so 'n man hoor jy nie verder nie. En dit is jammer. En dit is jammer dat daar mense is wat net so dink, jy kan nou maar net met die genade, kan jy nou maar net wegkom daarmee. Nee, hy's 'n man wat voorloop, hy het homself in 'n posisie geplaas, waar hy nie meer gereken kan word, soos wat Paulus aan Timoteus voorskryf nie. Hy is 'n valse profeet. Hy is nie 'n man wat regtig meer dit kan doen nie. En dit is so as gevolg van sy eie toedoen. Mense het hom gewaarsku, hy het geweier om te luister. Hy was 'n klein goedjie op sy eie, dis wat hy gedoen het. Ek is jammer,
julle hou dalk van sy musiek en dis meer, maar die feit van die saak is, waar het hierdie man homself geplaas? Ek moet versigtig wees om dit nie te doen nie. En ek het hierso gestaan en sê, weet jy, met wie praat ek? Ek praat met mense wat ek vertrou, wat ook almal gaan opstaan en leiers word. En die volk gaan leer en lei en bearbei om in die koninkryk in te gaan. Dis met hulle wat ek praat. Jy as die leier, as jy nog nie 'n leier is nie, jy's 'n toekomstige leier. Luister na wat ons vir jou hier sê en moenie in dieselfde slaggat trap nie. Ja, vergewe die man, maar rig hom op volgens die weë van Jahoua. Jy kan nie toelaat dat hy aangaan om dieselfde boodskap, wat 'n valse boodskap is, te gaan uitgee nie. En dit is wanneer jy nie die boundaries van die Torah ken nie. Wanneer jy dink dat jy kan, dit is 'n klein sonde, dit is 'n klein dingetjie hierdie. Nee, ek dink nie dit is 'n klein dingetjie nie. Ek dink dit is 'n baie groot ding om Vader verkeerd te represent. Dis die laaste ding wat ek wil doen. Ek wil liewerste nie agter hierdie mikrofoon wees as ek Vader verkeerd gaan represent nie. En daar moet julle my mooi hoor. Ek veg vir jare teen leiers van verskillende denominasies en selfs vanuit die Torah beweging, dat hulle weer korrek moet rig volgens die skrif. Ja, ek was bewus daarvan, dat daar in Gauteng, waar ek 'n groep gehad het, dat ek bekend gestaan het as die kwaai ene in die Torah beweging. Hoekom? Want as Vader so gesê het, en het Vader so gesê, and that is who I'm listening to. Ek kan nie na jou eie praatjies rondom dit luister nie. Dit is hoe Vader sê dit is. Dis deurgang so, dis wat die Torah my geleer het. Daar's 'n dissipline in die Torah, en ons gaan net 'n bietjie meer daarvan sien. Ek wou hierdie met jou deel, dat jy net kan verstaan. Ja, vergewe die man, maar moenie hom 'n platform gee nie. Jy het nodig, want jy gaan met vriende en familie en kollegas moet praat, wat gaan sê, en toe jou wegraping het nie gebeur nie, of hierdie ou, verstaan jy, hulle sal enige iets gebruik om jou by te kom, maar dood eenvoudig om te sê is, hierdie man het nie volgens my Elohim gepraat nie. My Elohim het nie vir hom gesê nie. Dit was 'n leungees in sy mond. En as hy dit nie gaan erken nie, dan het hy nie gerepent nie. Dan het hy nie En wat sê die skrif in Devarim 18? So 'n man moet gestenig word. Nou, hoe doen jy dit vandag in vandag se tye en termes? Jy vat die mikrofoon weg, jy vat die platform weg, en hy mag nie weer op 'n platform kom nie. Enige prediker wat hom toelaat in sy gemeente, maak homself skuldig aan presies dieselfde ding. Levitikus 19 is baie duidelik. Moenie jouself skuldig maak aan sy sonde nie. Jy moet hom rebuke. Dis wat die skrif sê, jy moet nie rebuke nie, dan is hy deelagtig aan sy sonde. Dis wat dit is. Goed, so hier het ons 'n praktiese uitvoering van die Torah gehad hierdie week, wat van nasionale en internasionale belang was, waarvan ek en jy moet kennis neem, en hoe ons dit moet hanteer. Jy kan nie net omdat jy van hom hou, nou al gaan nie. Weet jy, Rabbi Shlomo is een van die ouens wat, onthou net, ek sit nie hier op 'n eiland, en ek dink ek weet alles nie. Ek het ook mentors, ek het ook mense na wie ek luister, om te bepaal, wat sê die Torah nou eintlik vir ons. En Rabbi Shlomo sê die volgende: na die aard van hoe jy Yom Kippur, dis nou volgende week, want dit het nou te doen met die vergifnis van die sondes van Israel te doen, hè. Ek meen, dis waarvoor jy die hele, kom ons noem dit 'n seremonie het, met die bul, met die hoëpriester, met die 2 bokke, en die een wat in die wildernis ingelei word, en dis meer, en almal het 'n afwagting gewag, om te sien, het daar die rooi koord, het dit wit geword, ensovoorts. Met ander woorde, daar was 'n duidelike ontzag gewees, dat hierdie is 'n dag van die nasionale vergifnis van ons sondes. Nee, nou goed, en wat sê Rabbi Shlomo? Hy sê, die vraag hoe jy die hantering van die sonde gaan beleef, gaan afhang van die dag na Yom Kippur. Hoe leef jy die dag na Yom Kippur? Lewe jy in daai sonde vergifnis?
of lewe jy soos wat jy altyd geleef het? Dink jy regtig waar dat jy kan die skepper van die hemel en die aarde om die bos lei? Nee, lewe binne daardie vergifnis wat Yeshua vir ons bewerkstellig het. Ek en jy wat in hom is. Ons sal volgende week meer oor dit praat. Hierdie was net belangrik om op hierdie stadium. Kom ons spring bietjie nou daar na die parasha toe, want dit was nou bietjie langer gevat as wat ek wou, maar dit is belangrik. Goed. Ons het nou gepraat oor die gewig van Moshe se woorde en ons gaan nou sien dat hier gaan nou 'n manteloordrag wees. En die punt wat ek heel eers wil maak en wat ek wil hê jy moet wegneem hierso vandag. Daar's goed wat ek moet sê en ek gaan dit 'n paar keer sê sodat jy dit kan onthou. Is daar's 'n manteloordrag. Wat bedoel ek daarmee? Jy weet toe Elia by Elisa verbystap, toe vat hy sy mantel wat van kameelhaar gemaak is. Hulle reken uit ook iets sit sy nie goed aangehad en dis dieselfde mantel wat op die ou einde by Johannes die Doper beland het, dat hy dit gedra terwyl hy by die Jordaan gestaan het en mense gemikwaai het en so. Nou hy wat Elia is, het hierdie mantel van hom gevat en oor Elisa gegooi. En enige Israeliet van daai tyd sal verstaan dat hier is nou 'n autoriteit wat op hom geplaas word. En dis iets wat hy moet opneem. Dis hoekom hy onmiddellik sy osse, ek dink dit was osse, 12 van hulle het hy ek dink dit was osse, was 'n bulle, ek kan nie onthou nie. Het hy geslag en hy het dit geoffer en hy het al sy hele verlede het hy daar agter op hom gelaat en Elia gevolg. Nou dis wat moet gebeur is, baie keer wil mense ander ouens se mantel hê. Ek onthou hierdie een spesifieke pastoor wat ek geken het, hy het nou weer gepraat van 'n ander pastoor wat sulke getalle kon sê en hy kon sulke datums en goeters kon hy voorspel en hy kon dit korrek doen. En so het hy na hom toe gegaan en hom gevra, hy wil asseblief sy mantel hê. En profeties het die man dit om hom gesit en maar weet jy wat is die probleem? As dit nie van Vader af is nie, gaan jy dit nie hê nie. En ek kan vir jou sê 20 jaar later is die begeerte van sy hart was nie vir hom gegee nie. Hy kon nie doen wat hierdie bepaalde profeet gedoen het nie. So pas op vir die mantel wat jy wil hê, hoor. Pas op vir daai mantel. Want Elia is opgeneem, maar Elisa het gesê, hy wil 'n dubbele porsie hê van daai mantel. En ek kan nou vir jou sê, as jy kan 'n mantel kry, en die mantel kan oorgedra word, van een persoon na 'n volgende persoon, maar sy opdrag, sy missie, sy taak, bly altyd dieselfde. Die opvolger het dieselfde taak as sy voorganger. Ons gaan sien, Joshua het presies dieselfde taak as sy voorganger Moshe. Lees net gou vir my, hier is nou die eerste alia. Lees net vir my daai gedeelte. Moshe is nou 120 hier en hy sê, daarna het Moshe gegaan en die hele Israel met hierdie woorde toegespreek en vir hulle gesê, ek is vandag 120 jaar oud. Ek kan nie meer uit en ingaan nie. En Jahwe het vir my gesê, jy mag deur hierdie Jordan, dis na die Jordaan, nie gaan nie. En Jahwe, jou Elohim, hy trek voor jou uit. Hy sal hierdie nasies voor jou uit vernietig en hy sal hulle uit hul besitting verdryf. Jehoshua, hy trek voor jou oor soos Jahwe gesê het. Kom ons breek dit net so klein bietjie op. Kom ons kyk net wat sê hy eintlik hierso. Hierdie is Moshe se laaste dag. Hy gaan nou 'n seepgladde leierskap oordrag probeer bewerkstellig. Dit word publiek gedoen voor die oë van almal. Met ander woorde, hierdie oordrag moet deursigtig wees. Dit kan nie in agterkamertjies gedoen word nie. Die hele volk gaan sien dit moet gebeur. Laat daar geen twyfel wees daaroor nie. Amper asof hy sy stokkie, soos 'n aflosstokkie, aangegee het aan Joshua. Dis presies wat hy nou hier gaan doen. So hy gaan nou he's passing on the baton. Ja. Nee? So hy het die wedloop, het hy nou gehardloop. Sy deel het hy gedoen. Nou is dit vir Joshua om die volgende te doen. Geen twyfel oor deursigtigheid nie.
Hy wil hê dat hierdie oorgang moeiteloos moet plaasvind. En jy gaan ook sien dat die verwagting van Moshe, maar ook van Jahwe, is dat die Torah en die nakoming daarvan moet voortgesit word, sonder enige onderbreking, sonder enige periode van tyd wat verloop. So, hy sê weer eens daar, kom ons red net so 'n bietjie klem daarop, hy sê, ek sal die Jordaan nie oorgaan nie, en hy maak 'n punt daarvan om vir jou te sê, Jahwe trek vir jou uit. So Moshe se reis, sy journey, ons hou mos daarvan om te praat van 'n journey, né? Sy journey gaan eindig met 'n laaste leierskapsles. Hierdie leierskap gaan nou verander, die Torah gaan bly, en jy gaan iets agterkom. Daar is krag, né? Daar's 'n krag in hierdie oordrag van die leierskap transisie of oorgang. Hy wil hê hulle moet sien dat die verbond, soos wat dit uitgespel is in die Torah, dit moet bly staan ten spyte van hierdie leierskapsverandering. So ek sê weer, die leierskap gaan verander, maar die Torah gaan bly. Jahwe gaan jou vooruit. En dit bly staan op 'n stewige voet, en daardie voet se naam is Jahwe. So ons gaan nou sien dat opvolging vloei uit gehoorsaamheid, né? Hy hoor, en jy gaan sien so wat ons nou verder lees. Hy's gehoorsaam, ek maak nou klaar. Ek skryf nou neer. Ek roep vir Joshua. Ons doen die volgende. Hy bly gehoorsaam, hy doen eers. Hy vra nie vir hom, Vader, maar hoekom hierdie nie, en waarom nie daar nie? Hy doen nie dit nie. Hy bly staan in die verbond. Hy bly staan op die naam van Jahwe. En ek wil hê jy moet maar vir jouself sê, jy kan dit herhaal vir jouself so keer as wat jy wil. Al gaan die leierskap van Moshe af oor na Joshua, die werklike leier is Jahwe, ons Elohim homself. Hy is die een wat konings oprig, hy is die een wat konings afhaal. Dieselfde met die priesters, dieselfde met die profete, en hy is die een wat hulle behoorlik oprig. So nou moet ek en jy vir mekaar die vraag vra, wat beteken dat ek en jy nie net vandag hier is om beïndruk te word nie, maar dat ons hier is om gevorm te word. Leierskap word gevorm. Galasiërs of Galasiërs 4 vers 19 sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat die Messias in julle 'n gestalte ontvang. Nou laat ek jy dit sê, ek nou vir die meeste kinders vandag moet sê, sodat die gestalte van die Messias in jou kan posvat, dan gaan hulle vir jou vra, wat is 'n gestalte? Dis nie meer 'n term wat ons sommer so in die algemene spreektaal, wel nie waar ons bly nie, waar jy dit so gebruik nie. So kom ons kyk wat sê die Tree of Life version. My dear children, again I suffer labor pains until Messiah is formed in you. Met ander woorde, Messias moet in jou gevorm word. As jy nou wil weet wat is die volheid van die Torah, dan is dit die Messias, en dit beteken dat die Torah moet in jou gevorm word. Ek gaan dit vinnig herhaal, net net volledigheidshalwe. Vader het gesê, laat daar lig wees, laat daar 'n plan, doel en visie wees. Nee, daardie lig, weet ons, as ons gaan na Spreuke 6 vers 23, for the commandment is a lamp and the Torah is a light, en Yeshua sê, ek is die lig van die wêreld. Daarom sê hy, kan jy sien deur die knoppies, kolletjies met mekaar te verbind, sien jy dat hy is die Torah. Hy is die beliggaaming van die Torah. Hy is die werklike leier in die Torah, as dit vir jou gaan sin maak. So ons gaan nou hier sien uit hierdie parasha uit dat dit baie duidelik is dat Jahwe die een is wat die volk Israel vooruit gaan. Sonder Moshe. Dit gaan gebeur sonder die fisiese, Moshe en sy fisiese liggaam. En omdat dit so is, kan die volk van Israel alreeds weet, en ek hoop ek sê dit mooi vir jou dat jy 'n punt, dat jy kan neerpen. Omdat dit so is, kan die volk van Israel reeds weet dat Jahwe, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, alreeds in hulle volgende dag is. Hy stuur jou nie net uit op 'n solo missie nie, nee. Jy het nie nodig om een enkele persoon aan te kleef nie. Jy moet saamgaan met die goddelik
aangewese persoon, en ons gaan nou van hom 'n bietjie praat. Met ander woorde, Moshe pleit alreeds hier met die volk om Jahwe se leiding in jou lewe voorop te stel, want hy is die een wat jou in die belofte inneem, hy is die een wat jou in die land van melk en honing inneem, hy is die een wat jou in die beloofde land inneem. Elke area in jou lewe wat Jahwe aangeraak het hierdie afgelope 40 jaar, is die area van jou lewe wat jy aan hom oorgegee het, want hy is in beheer. Maar ek wil net vir jou dit sê, in term wat ek geleer het, die heel eerste kamp waar ek was in 1998, en dit is, ek wil nou vir jou sê, wat jy nie aan jou wou oorgee nie, plaas vir jou niemandsland. Jy is nie meer daar in Egipte nie, maar jy is ook nie in die beloofde land nie, jy is nog steeds in die wildernis, en die ouens wat in die wildernis gebly het, het hierdie een ou die term gegee, is 'n desert joller. Hy hou aan om daar rond te speel in die desert, want hy gaan in die woestyn, in die wildernis, hy gaan nooit die beloofde land ingaan nie, want hy wil nie oorgee nie. Hy wil sy wil laat geskied. En Vader sê, ek gaan jou vooruit. Ek is die werklike leier. So, wat hier gaan moet gebeur, is dat ons gaan nodig hê om die inkomende leierskap te moet seën. Die leierskap wat in gehoorsaamheid dag en nag saam met jou stap. Leiers wat hulle ambisie en hulle selfverheffing gekruisig het, tot niet gemaak het, wat doen, sodat hulle kan hoor. Jy gaan nou sien wat beteken dit. Daar's geen paniek by Moshe nie. Hy weet wie het geduldig die opleiding deurstaan vir die hele 40 jaar. Die een wie die passie het om die volk werklik in die beloofde land in te lei. En Vader het hom alreeds geïdentifiseer dan bemidbaar. So wat ek wil hê dat jy uit hierdie eerste alia moet kry, en dan ons met die eerste alia gepraat, is dat Jahwe is reeds in jou môre. In jou môre, in jou Sondag, as jy dit so wil noem. En môre op Sondag is hy alreeds in jou maandag. Nou kom ons kyk net 'n bietjie na die tweede alia en dan sien ons waarvan praat Moshe alles. Hy gaan praat van hoe ons moet leef. Hy maak sulke kort herhalings. En hier kry jy 'n beginsel. Ek moes baie mooi gaan kyk. Wat sê hierdie beginsel? Shisku by imtu. Shisku by imtu. Ok, daar's 'n skrif hier. Lees ons die skrif en dan gaan ek vir jou sê wat dit is. En Jahwe sal met hulle doen soos hy met Sihon en met Og, die konings van die Amorite, en met hulle land gedoen het, wat hy vernietig het. Jahwe sal hulle aan julle oorgee, en julle moet met hulle doen geheel en al ooreenkomstig die gebod wat ek julle beveel het. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is Jahwe, jou Elohim, wat saam met jou trek. Hy sal jou nie laat vaar of verlaat nie. Jy gaan hierdie tema kry van wees sterk en vol moed, en wees nie bevrees en wees nie verskrik nie, en hy sal jou nie laat vaar of verlaat nie. So jy sien, kom nou deurgaans, soos 'n ritme. Wat bedoel hy met wees sterk? Hy bedoel dan, jy kan dit doen. Hy sê vir jou op 'n ander manier, kry hierdie innerlike veerkragtigheid in jou. En laat die moed wat in jou alreeds is, jou aanvuur. En jy gaan sien, Moshe gaan 2 maal in hierdie parasha dit sê, en Josua sal dit 3 keer in Josua 1 vir jou kom vertel. Wees nie bevrees en verskrik nie. Wees sterk en aangevuur. Laat daar die lig in jou, die lig, hier gaan ons weer terug na, laat daar lig wees. Laat daai lig, laat die Torah in jou, van jou die soldaat maak, wat jou nie tselem in die beeld van Elohim maak. Dis hoekom ons sê, laat toe dat die Messias in jou gevorm word. Dat jy weer die beeld van Elohim in jou kan kry. Weer eens, om moed te hê op hierdie stadium, in hierdie sin, het alles te doen met jou verbondsgetrouheid. Hoe getrou is jy aan die verbond? Staan jy op die woorde wat tot jou gespreek is deur Jahwe, deur die mond van sy knegt Moshe? Want Jahwe sal jou nie verlaat nie. Hy sal jou nie laat vaar nie. 'n Ander manier wat hy eintlik kom, hy wat Jahwe is om vir jou te sê, hy sê, wees sterk, ek is hier vir jou. Ek is hier vir jou, ek is in hierdie ding met jou. Dis wat hy van hulle sê.
Dis wat Moshe uitspreek, wat Jahwe sê. Dan gaan hy en dan praat hy weer hier van Sigon en Og en doen wat beveel is en moenie vrees nie en so aan die woorde wat jy daar gaan kry is Lo Yapecha, Velo, Asveka. Hy sal jou nie laat vaar en jou nie verlaat nie. Weet nie dit, vrees sal jou altyd laat terugdeins. Maar as jy die mits wat nakom, dan jy die lig in jou en jy gaan nie terugdeins nie. Jy kan vorentoe gaan en die oorwinning neem. So moed in die Torah het alles te doen met jou getrouheid, nie met 'n bravade nie, 'n valse bravade nie. Kom ons kyk bietjie na hierdie opdrag aan Josua self wat gekom het. Want hier sien jy, as ek vir jou iets moes uitlig, die nageslag word bemagtig, maar hulle bewaar die teks, hulle bewaar die Torah. Kom ons kyk wat sê vers 7 tot 9. Toe het Moshe Joshua geroep en aan hom voor die oë van die hele Israel gesê: Wees sterk en volmoed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan, wat Jahwe aan hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. En jy sal hulle dit laat erf. En dit is Jahwe wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie laat vaar of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. En Moshe het hierdie Torah opgeskryf en dit gegee aan die priesters, die seuns van Levi, wat die verbondsark van Jahwe gedra het, en aan al die oudstes van Israel. Weereens, net 'n paar verse, maar hy sê vir jou 'n hele klompie goed. Hy sê vir jou, hy praat oor die oordrag na die nageslag, dis punt nommer 1. Die tweede ene gaan vir jou sê, is jy moet hierdie teks bewaar. Hou dit dop, want ons gaan nou oorgaan na die bespreking toe. So, weer eens, ek het vir jou gesê, Moshe bemagtig Josua publiek vir die hele Israel, dis 'n deursigtige ding, en hy skryf dan hierdie Torah, en hy gee dit vir die priesters, die seuns van Levi, maar hy gee dit ook vir die oudstes van Israel. So, jy kan sien, die hele volk kry die Torah. Dis nie asof dit net vir hulle gegee word nie. En hier kan ek nou vir jou aanraai. Dis iets wat jy moet doen, met jou, in jou eie huis. Skryf die Torah, gee dit vir jou kinders en leef dit. Dis wat Moshe hier doen. Skryf dit, gee dit, leef dit. Disippelskap word gevorm absoluut deur dit wat ons doen en hoor. Dis gesien, ek het dit daar gesê, hoor en doen. Skriftuurlik is dit doen en hoor. Regtig is dit 'n kwessie van, as jy gaan kyk na hoe Yeshua self dit gedoen het, as jy gaan kyk na die hele halachiese raamwerk wat hy gehad het toe hy die disippels gemaak het, né, dan sê ek vir jou, disippelskap talmidut, dit word gevorm deur dit wat jy doen en dit wat jy hoor. Wat is die kernidee hier so eintlik? Yeshua in sy wêreld, né, is hoor nie net 'n klank nie. Shema beteken hoor en gehoorsaam. Disippelskap, die woord talmidut, is 'n leefwyse waarbinne die talmid, dis nou die disipel, die leringe van die Rav, die Rav is 'n rabbi wat shmicha het, met ander woorde, hy kan handoplegging doen, hy kan die transference kan hy daar doen. So, wat doen hy? Hy hoor die leringe van hierdie Rav, hy memoriseer daai leringe, hy bespreek die leringe, en dan die konkrete mitswot en die gewoontes leef hy dan nou uit. So hoor en doen is 'n, hoe kan ek sê, is twee dele van verbondstrou. So jy gaan hier 'n ritme begin kry, daar's 'n Shema ritme. Ons kry dit, ons het dit net nou gedoen hier in die met ons liturgie. Toe praat ons en toe doen ons Devarim 6 vers 4 tot 9. Dis deel van jou daaglikse liturgie. Jy hoor dit, jy doen dit en jy hoor dit. Jy herhaal dit, jy bind dit. Die skrif sê vir jou, bind dit aan jou. Jy skryf dit. Dis 'n gehoor wat die hele liggaam insluit. Die hele, jou mond neem deel hieraan, jou hand neem deel daaraan, jou poorte, jou oë, jou ore, alles neem deel aan hierdie ding. Die volgende ding vir hierdie disipel is die Midrash praktyke. Hierdie talmidim, hierdie disipels, hulle leer deurdat hulle luister. Waarna luister hulle? Na die openbare voorlesing. Hulle herhaal, die woord is shoneh, en hulle
neem deel aan die gesprekke rondom dit. Yeshua was voortdurend in gesprek met sy disippels en met diegene wat wou leer. Ek meen, op 'n kol was 5000 wat na hom geluister het. Nou daai gesprekvoering noem hulle gavruta. Hierdie lering gaan saam met 'n uitleg, né, die midrash, dit wat ons nou wil doen, is saam die uitleg, en dan het jy die toepassing wat hulle noem die halacha. Dis nou alles te doen met die Talmudut, met 'n disipel wees, wat dit wat Moshe oordra nou aan Joshua. So dis nie net studie alleen nie, studie is 'n groot saak, maar dit kom by die doen van dit wat jy geleer het. En die etiek van die vaders sê daar vir jou, om te hoor is onvolledig sonder uitvoering daarvan. Met ander woorde, as jy nie dit uitgevoer het wat jy gehoor het nie, het jy dit nie gehoor nie. Ons sê dit baie keer. Weereens ook, het Moshe nou in Devarim 30 vir jou gesê, en het Shaul, die apostel, vir jou gesê in Romeine 10, hy sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Hy haal die Torah direk daaraan. Mense wat wil sê, nee, Paulus het gesê, die wet, jy kan nie die wet doen nie so, ja, jy gaan die ewige verdoemenis in as jy die wet gaan doen. Hier haal hy die Torah aan. Gaan lees dit daar in Romeine 10. Hoor, hy sê vir jou, hoor dit, jy moet dit internaliseer in die praktyk en jy moet dit doen. Hoekom? Want wanneer jy dit doen, is dit sigbare gehoorsaamheid. Jy is sigbaar gehoorsaam om hierdie pad te loop. Yeshua het doeteenvoudig die patroon gevolg wat die fariseërs, of die rabbies wat fariseërs is, wat hulle gedoen het. Hulle het konkrete riglyne gehad vir Shabbat, vir reinheid, vir tzedakah, vir gebed, vir eetaflegging, vir huwelike, vir egskeidings. Konkreet, daar's boundaries met ander woorde. Jy gaan nie net en jy beweeg buite daardie grense wat Vader vir jou in die Torah gestel het nie. Ek meen, hy begin al reeds daarmee, toe hy vir Moshe in Shemot 19 gesê het, hier's 'n grens rondom hierdie berg. Die volk moet nie daar naby kom nie, dat hulle sekerlik nie sal sterf nie. Met ander woorde, dat hulle nie met hulle onrein toestand in my teenwoordigheid inkom nie. So ja, doen word gemeet in dade van geregtigheid en barmhartigheid. En dis nou hoekom ek jou gevra het, ek gaan kyk asseblief vir my na Hosea 6 en Micha 6 en kyk wat staan daar. Nou hierdie Talmudim, hierdie disippels, hulle kyk na die praktyk van die leraar, van die rabbi, van die groot meester, soos hulle hom noem. Hulle kyk wat hy self doen, hoe hy eet, hoe hy vas, hoe hy rus, hoe hy tyd maak op Shabbat, sy gasvryheid, en hulle boots dit na. Dit is disipelskap as nabootsing. En jy weet dat Shaul sê vir ons in Efesiërs 5 vers 1, gaan lees dat jy my nie wil glo nie. Daar staan, wees dan nabootsers van Elohim. Petrus, Kefa, hy sê op 'n stadium, ons is deelgenote van die goddelike natuur. Nou die goddelike natuur is 'n Torah natuur, is die een met die woorde wat uit die mond van Elohim uitkom, daai grense is vir jou gestel. Dit is wat oorgedra word. So weer eens, as jy teruggaan en jy gaan kyk, hier is nie wettisisme nie, hulle mag gou vir jou sê dis wettisisme. Nee, dis die grense wat Vader self getrek het, leef binne hierdie woord van my. Maar eintlik wat ek nou hoor wat jy hier sê, is so duidelik die orde, né? Yeshua doen net wat hy die Vader hoor sê en wat hy hom sien doen. Dit presies dit. Shaul, Paulus, hy verkondig weer dit wat hy by Yeshua gesien het. Nou sê hy vir die Jode, of vir met wie hy ook al gepraat het, watter groep hy ook al mee gepraat het, doen wat ek doen, want ek doen wat die Messias doen, wat die Messias doen, wat Elohim doen. So kan ons eintlik dan nou sê, ons moet doen wat ons al hierdie sien doen. So jou lewe moet van so 'n aard wees dat iemand na jou kyk en dan kan volg en presies die Vader se beeld kan eer aanbring. Yeshua sê vir sy disippels voordat hy opgeneem word, sê hy duidelik, né,
soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Moshe sê letterlik hier dieselfde ding. Josua, soos wat Vader my gestuur het, so stuur ek nou vir jou. Maar jou tyd is volgens dit wat Vader dan nou bepaal het. Goed, so wat is hierdie beginsel? Die beginsel is na'aseh ve'nishma en shema ve'asita. Ons sal doen en hoor. En ek wil hê jy moet net daai volgorde net sien. Elke Jood sal vir jou sê, ek doen hierdie eerste, want as ek dit gedoen het, ek het daai woord gevat, ek het my ore gesit, ek het dit gedoen, want nou weet ek het dit gehoor. Die hoor kom daarin dat jy dit gedoen het, jy was in gehoorsaamheid. So hier kan jy sien, Yeshua het presies op dieselfde manier te werk gegaan. Hy het ook vir hulle gesê, neem my juk op jou en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. Sy juk is die halaga wat hy gevestig het. Weereens teruggegaan het ooreenkomstig hoe dit in die tempelprosedures moes uitgespeel gewees het. Goed, so daar is 'n praktiese raamwerk vir hierdie Talmud. Dit was op daai stadium was dit toepasbaar, dis nou weer eens toepasbaar. Jy gaan sien, daar's 'n ritme in hierdie ding. Elke dag gaan jy Shema. Elke week gaan jy die parasha doen. Elke keer gaan jy die kernverse gaan jy memoriseer. En dan gaan jy dit verwerk en jy gaan dit in jou gesprekke inbring, die gavruta waarvan ons gepraat het. So jy wandel dit nou uit en dan trek jy dit in jou gewoontes in. Jy begin met 'n klein mitzwa wat jy nakom, maar kom dit na. Kom in die Shabbat ritme in. Kom in die gereelde tzedakah in. Met ander woorde gee. Moenie 'n toehand hê nie, gee vir die armes. Dis wat jy moet doen. Wees gasvry. So jy moet hierdie disippelskap met jy meet aan die dade. Nee, wys waar jy dit gekry het. Maar jy het vanoggend so 'n mooi ding gesê wat in my kom lê het. Toe jy gesê het, eintlik wat ons moet doen, is dat ons moet of 'n gedeelte van die parasha 'n mitzvot of iets vat en jy moet dit begin sing. O, ek kom daarby. Dan kom jy daarby. Jy moet jy nou vooruit. Ja, ek kom daarby. Ek gaan niks sê nie. Ek kom daarby, dis hoekom ek vroeër vir Jolandi gesê het, dat die sang wat sy gespeel het, hoort by volgende week se lering, maar word reeds hierdie week van gepraat. So, maar jy is heeltemal reg. Leer om dit te sing. Vat 'n mitzvot en begin om sing. Kyk, dan word hy jou eie. Ja, kyk wat doen hy aan jou. Gaan kyk wat doen hy aan Jy jou. weet, ons vra so baie keer, dan kyk ons na die Jode en dan dink ons, wel in die begin het ek so gedink van, waar het hulle aan hierdie goed gekom? Hoekom staan hulle by die muur en hoekom is die heeltyd dat hulle beweeg en dat hulle alles so op 'n singtoon sê? Maar dis om te wys dat dit is geïnternaliseer. Hy sing dit, hy wil hê dat dit Vader se sang binne in hom moet wees. Precies. Okay. So ons kan net sien in kort hierso dat Yeshua het ook hierdie beginsels het hy dan nou toegepas. Goed. Kom ons kyk, ons is by Alia 4 en ja, ek gaan baie vinnig leer hierdie. Nou ek wil teruggaan na die ritme toe. Daai woord akel is die mense, laat die manne, die vrouens en die kinders en die gerim, die vreemdelinge, laat hulle almal vandag nader kom, want hulle hoor hierdie beginsel hier uit Devarim 31 vers 10 tot 13. Hoor, leer, vrees, dis Hirat Hashem en doen. Hoor, leer, vrees en doen. Lees maar die skrif en sien jy dit staan daar. En Moshe het aan hulle bevel gegee en gesê, aan die einde van 7 jaar op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding, op die hittefees, as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van Jahoua, jou Elohim, op die plek wat hy sal uitkies, moet jy hierdie Torah voor die hele Israel voor hulle ore lees. Laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om Jahoua julle Elohim te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie Torah te hou, met ander woorde om dit te doen. En hulle kinders wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om Jahoua julle Elohim te vrees al die dae wat julle lewe in die land waarin julle deur die Jordan trek,
om dit in besit te Ja. neem. Kan jy sien die ritme wat jy daar kry? Hoor, leer, vrees, doen. Kan jy sien wat hy daar vir jou sê? Hy sê vir jou, elke 7 jaar tydens Sukkot, hy sê, na die tyd van die kwytskelding nogal, dan kom al hierdie mans en hierdie vrouens en die kinders en die Gerim, hulle is nou die Hakel. En hier gaan nou, ons praat so maklik van, hier kom 'n reset, 'n groot ekonomiese reset, hier kom dit, daar kom dit. Hierdie is 'n verbondsreset elke 7 jaar. Lees dit in daai reset. En jy gaan ook 'n ander beginsel sien, en dit is dat die koning moet dit lees. Weet jy hoekom? Want die koning sê, my autoriteit is ondergeskik aan die autoriteit van die Torah. Né? So ek moet leer, ek as die koning, ek moet die Hierah, né? Jy spel dit I-E-R, afkapping A-H, die ontsag vir die Torah, die ontsag vir Elohim moet ek leer, want hy is bokant my, en dit is wat jou kippa jou vertel, daar's net een bokant my, dis hoekom hulle die kippas dra, daar's net een bokant my. So weer eens, die koning lees dit as 'n onderwerping aan die autoriteit van die Torah. Dis 'n ding wat afgelei is uit die Torah uit en nagevolg word. Met ander woorde, dis 'n gewoonte, dis 'n gebruik dat die koning dit sal doen. Dit doen geen afbreek aan die Torah nie. Nou kom ons by die 5de alia, by die lied, né? Die lied vir die afgedwaalde. Lees vir ons wat staan daar. En Jehovah het vir Moshe gesê, kyk jou dae kom nader, dat jy moet sterf. Roep Joshua en gaan julle in die tent van byeenkoms staan, dat ek aan hom bevel kan gee. Toe het Moshe en Joshua gegaan en in die tent van byeenkoms gaan staan. En Jehovah het in die tent in 'n wolkkolom verskyn, terwyl die wolkkolom by die ingang van die tent bly staan het. Toe sê Jehovah vir Moshe, kyk, jy ontslaap met jou vaders en hierdie volk sal opstaan en hulle sal die vreemde magtiges van die land waarheen hulle gaan in sy midde agterna horeer en my verlaat en my verbond verbreek wat ek met hulle gemaak het. Dan sal my toorn op daardie dag teen hulle ontvlam en ek sal hulle verlaat en my aangesig vir hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie ellendes en node hulle oorkom. Dan sal hulle op daardie dag sê, het hierdie ellendes ons nie oorgekom, omdat ons Elohim nie onder ons is nie, maar ek sal op daardie dag my aangesig totaal verberg, weens al die kwaad wat hulle gedoen het, want hulle het na ander magtiges afgewyk. Skryf dan nou vir julle hierdie lied op, en leer dit aan die kinders van Israel. Lê dit in hulle mond, dat hierdie lied vir my 'n getuie teen die kinders van Israel kan wees. Nou dink vir jouself in hierdie volgende scenario, en Moshe word opgeroep om jou op te roep en saam met jou in die tent van samekoms in te gaan. Wat moet ek gaan maak, Moshe? Wat moet ek daar gaan doen? Wel, hy sê uitdruklik, Jehovah sê, hy wil vir jou 'n bevel gee. Kan jy nou vir jouself dink? Dis presies wat met Joshua gebeur. Ek moes gaan kyk hierna, want Joshua ben Nun is uit die stam van Efraim. Wat maak 'n Efraimiet in die tent van samekoms? Wel, hy is daar op die gesag van die Almagtige, so hy mag daar wees. Okay? Want dan net, hy is die man gewees wat al die pad so agter Moshe gestaan het. Wat Moshe ook al gedoen het, hy het agter hom gestaan. Was hy nie veronderstel om daarin te gaan nie, maar tog, hy kry hierdie opdrag, hy gaan daarin en dan sien ons Jehovah se teenwoordigheid verskyn daar. Nou, jy gaan nou sien, Joshua, hy gaan nou voortgaan om by Jehovah te hoor wat volgende moet gebeur, want die eerste ding wat hy hoor is dat hy die volk in die beloofde land gaan inlei, en hierdie volk wat hy gaan inlei, sê Vader vir hom, welkom tot die bediening, Joshua. Ek het hier vir jou 'n groot opdrag, want hierdie volk wat jy in die land gaan inlei, hulle gaan die pad byster raak. Is dit hoe jy jou bediening wil begin? Is dit hoe jy jou bediening wil begin? Ja? Wat 'n manier. Jy gaan vir jouself dink, nou, ek het nie opgeteken hiervoor nie. Ek weet nie of ek lus is vir hierdie taak nie. Ek moet hierdie ouens lei en hulle raak die pad byster. En nou wil jy ek moet hulle, hoe dan nou?
Want jy kan kies om of op daai stadium op te gee, of jy kan teruggaan na wat ek vir in die begin gesê het, en dit is onthou net Jahwe is al reeds in jou môre. Hy is al reeds in jou môre. Wat se vrees het jy nodig? Dan gee vir Moshe die opdrag, skryf hierdie lied, want hierdie lied, wanneer hierdie ouetjies afdwaal, dan moet hulle hierdie lied begin sing, die lied van Moses word hy nou genoem, leer dit vir jou kinders, jy kan sien die liedere wat in jou hart is, baie keer is dit 'n lied by wyse van 'n vraag en 'n antwoord, dis 'n ding wat 'n getuie in jou word. Nou, weer eens wil ek vir jou vra, hoekom vertel Jahwe hierdie dinge vir Joshua? Want hy wil net hê dat Joshua moet 'n reality check hê. Hy wat Joshua is, hy het saam met Caleb, dis die enigste twee ouens wat oorgebly het, hulle kan jou presies vertel wat het in Mitzrayim gebeur, hulle het daar uitgekom. Hulle is deur daai verdrukking, hulle is deur daai pla, hulle is deur die deurtog deur die Rooi See, hulle is op daai pad na Sinai toe. Hoeveel keer het hy wat Joshua is, nie halfpad op die berg Sinai gesit en wag vir sy mentor om af te kom nie? Het hy nie ook daai hele 10 verspieders tragedie deurmaak nie, het hy nie elke rebellie, elke veldslag, het hy nie deur dit gegaan nie, maar Jahwe vertel hom hierdie dinge vooraf. Mens sal dink die ou het al battle fatigue hoor, en nou moet hy nou hoor, in sy teenwoordigheid, Moshe, sy mentor gaan nou sterf, maar die vader sê vir hom, eintlik, Joshua, daar's 'n lied. Daar's 'n lied wat die kinders van Israel gaan sing. En daardie lied sal hulle terugdraai na my toe. Dit sal gebeur. Hulle gaan die pad byster raak, maar hulle gaan hierdie lied sing. En hulle gaan weer aan my herinner word. So weer eens, ons is nie alleen in môre nie. Jahwe is daar. Hy's in jou reis. Hy gaan weet van alles wat op jou pad gaan kom. Wat jy in jou oorlogvoering gaan doen, en oorlog gaan jy voer, jy gaan doen. Jy gaan daai geveg in die koninkryk veg, hoor wat ek jou sê. Jy gaan nie net sit en wag en bid dat iemand anders dit vir jou doen nie. Jy gaan oorlog voer. Hy's reeds in jou hele reis. Hy's in jou hele journey. Jahwe is met jou, want jou eindbestemming is reeds bepaal. Daar's iets in elke lied wat tot jou hart spreek, en Jahwe het daai lied. Jahwe het 'n melodie wat hy wil hê, jy moet in jou hart hoor, as deel van die maintenance, ek sê dit weer, as deel van die maintenance wat hy op jou doen, hy herstel jou siel. Hierdie lied, dis hoekom toe Jolandi die song speel toe, kyk ek aandagtig daarna, want jy weet, daardie lied gaan jou herinner. Hy bring vir jou maintenance. Jy gaan herstel word. Vader wil hy dit in jou gee, die hele tyd, voortdurend, aan mekaar. Want hy weet, dit is wat daar vir jou wag daar in die koninkryk is strikke. As jy gedink het, jy gaan betree na die koninkryk van Elohim, daar is 7 nasies wat vir jou wag, en elkeen van hulle het hulle eie stel goddelooslikheid en demoniese magte, en jy gaan daarmee te doen kry. Maar daar's ook die stryk van gemaksukke. Kom ons kyk wat sê hy. Want jou seun moenie vir jou 'n stryk word nie. Kom ons lees net wat sê vers 20 tot 4 en weet jy dit toe nie? Dit maak nie saak nie. Al wat hy eintlik daar vir jou sê is dat wanneer jy die dag 'n vol maag het, weet net dat 'n vol maag lei tot vergeetachtigheid. En weet jy wat maak daai vergeetachtigheid? Dit lei nou weer vir jou na afgoderry toe. Dis wat hy jou herinner hier, want jou voorspoed wat jy gaan hê in daai land gaan jou loyaliteit toets. Dit is so. Ek het hoeveel keer al gesien, as dit voorspoedig met iemand gaan, kort voor lank, it's not about the one who got him there, it's all about me, myself and I, die onheilige drie-eenheid. Dit gaan oor hulle. So jy moet kyk, wanneer jy in daai land is, dat jy waak teen die begeertes, dat jy nie vergeet wie is die gewer van al die gawes wat jy het nie. Moshe, kan jy sien uit daai gedeelte uit, ek's verras dat ons dit nie ingesit het nie, maar jy sien, hy hou aan om te skryf. Hy skryf en hy hou aan om te skryf, en hy skryf totdat die Torah volledig geskryf is. Onthou ek het vir jou gesê, skryf dit, gee dit, leef dit.
Hou aan om die Torah te skryf in jou gesin, in jou familie, in jou omgewing, waar jy ook al is. Hou aan om te skryf totdat die Torah volledig klaar geskryf is. Dan jou laaste alia wat hy vir jou gee, dan sê hy in vers 25 tot 30, nou vat jy daardie boekrol, die Torah, omdat die 10 woorde is binne in die verbondsark. Jy moet daai boekrol langs die ark sit. Dis nog steeds in jou. Die woord, die 10 woorde, waaruit al hierdie goed vloei, is nog steeds in jou hart. So kom ons kyk hoe sê die skrif dit daar. Het Moshe aan die Lewiete wat die verbondsark van Jahwe gedra het, bevel gegee en gesê: neem hierdie boekrol van die Torah en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van Jahwe, julle Elohim, dat dit daar as getuie teen jou kan wees. Want ek ken jou rebelsheid en jou hardnekkigheid. As julle terwyl ek nog vandag by julle lewe rebels was teen Jahwe, hoeveel te meer dan na my dood? Laat al die oudstes van julle stamme en julle opsigters by my vergader, dat ek voor hulle ore hierdie woorde kan praat, en teen hulle die hemel en die aarde as getuies kan neem, want ek weet dat julle na my dood gewis verderflik sal optree, en sal afwyk van die weg wat ek julle beveel het, sodat die rampspoed julle aan die einde van die dae sal teekom, omdat julle sal doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe, om hom deur die werk van julle hande te terg. Toe het Moshe voor die ore van die hele vergadering van Israel die woorde van hierdie lied tot die einde toe uitgespreek. So wat is dit wat jy hier sien? Hy sê, vat hierdie boekrol, sit dit in die ark, by die ark as 'n getuie. Ag, en weet jy wat, ons allerhande bespiegelinge oor hierdie boekrol. Die feit van die saak is, vat dit soos wat dit daar vir jou staan. Dit word vir jou langs die ark gesit, en dis waar dit is. En hier gee hy vir hulle advies, en hy sê, hardnekkigheid gaan vir jou breek, maar 'n sagte nek buig. So wat is dit wat Moshe vir ons hierso geleer het vanmôre? As ons kyk na hoe lyk dit wanneer daar 'n leierskapsoorgang is, en jy moet jou leierskap, jy moet die wat na jou kom oplei. Jy moet 'n platform onder hulle plaas. Jy moet hulle ophef, jy moet vir hulle geleentheid gee om uit te gaan. En hier breek Joshua's dag aan. Dis 'n groot taak wat op hom lê. Maar dit kan 'n groot taak wees wat op jou lê, dat Vader jou oprig. En dis wat ons probeer doen, is om leiers in verskillende dorpe, stede en plekke in die land op te rig, dat hulle die leierskapsrol daar kan opneem, en dat ons almal saam dit van daar af verder kan vat. Weet wat jou rol is, weet jy is op die plek waar Vader jou geplaas het, weet Vader het jou by hierdie plek geplaas, by ons geplaas, vir solank as wat hy bepaal dit moet so wees. Doen hierdie dinge wat Moshe gedoen het, en skryf hierdie Torah neer. Gee dit vir jou kinders, doen dit self, want dit is waaroor dit gaan. En ja, jy het gehoor, hierdie lied is die ding wat die maintenance in jou gaan doen. Lees daai lied in hierdie volgende week wat kom, lees hom en lees hom aandagtig, want dis, as jy nou wil weet wat, as jy moet olie ingooi in jou kar, nee, dan vat jy daai ding, dat hy die maintenance op jou doen, dat die maintenance op jou hart volledig gedoen kan word. En ons het so 'n bietjie van 'n gespottery onder mekaar gehad, want ek het gesê, nou, wat se lied gaan ons nou hierso by hierdie parasha inbring, en ek het soms 'n paar reëls daar neergeskryf op die ou einde, en gesê, wel Jolandi, miskien moet ons iets hiervan maak, en so. Die feit van die saak is, dit het my herinner, in Israel, toe ons by Shabbat, daar by Eliezer hulle was, laat ek jou dit sê, dit maak nie saak nie, ek kan nie sê dat hy sal vir die Jerusalem Philharmoniese Orkes en daai kore en wat ook al kan hy gaan sing nie. Hulle bromsing so, maar weet jy wat, dan bromsing ons dit maar sing die lied van Moses. Dit het die vermoë om die maintenance op ons te doen.